Dit is vandag Vrydag 22 Mei. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Genesis 11 vers 1 tot 9 en ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ek nooi jou uit om daar waar jy is tot rus te kom, om 'n paar keer diep asem te haal en jouself te draai na God se lig. Raak bewus van God se sagte teenwoordigheid. Visualiseer 'n klein helder lig wat eenkant in 'n pikdonker kamer brand. Soos wat jy aanhou staar na die lig, raak bewus daarvan dat elke hoek en deel van hierdie donker kamer gevul word met lig. Voel hoe hierdie lig elke deel van jou liggaam, elke deel van jou lewe kom vul met lig. Maak nie saak waarin jy jouself vandag bevind nie. Ontvang die geskenk van God se teenwoordigheid, van God se lig. Here God, dankie dat ek kan weet dat daar waar daar vertroue is daar liefde. Daar waar daar liefde is daar vrede. En daar waar daar vrede is daar lig. En waar daar lig is, daar is U. Genesis 11 vers 1. Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hart. Hulle het toe die stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring, waarvan die punt tot in die hemel reik, en ons maak vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het. En toe sê hy, hier is hulle een volk en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander kan verstaan nie. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde, en hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, van daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring, en van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Terwyl jy hierdie ou storie gehoor het dalk 'n prentjie by jou opgekom, dalk uit jou kinderdae. Of dalk het jy vanoggend dit gehoor op 'n heel nuwe manier. Watter woord of gedagte uit hierdie storie het vandag met jou gepraat?
Sedert die vroegste verhale in die Bybel soek mense na 'n manier om onthou te word. En die mense van Genesis 11 bou vir hulle 'n stad om vir hulle self 'n naam te maak. Ons dink maklik die toring van Babel gaan oor mense wat te hoog wou bou, maar ek dink dit gaan baie dieper as dit. Dit gaan dalk oor ons behoefte as mense om onsself te beveilig of te verewig, om 'n legacy te los, om te beskerm wat net aan ons behoort en om nie afhanklik te wees van iemand anders nie. Kom, laat ons vir ons 'n stad bou, het die mense gesê. Dis amper soos die refrein van ons tyd. Bou jou profiel, bou jou invloed, vestig jou sekuriteit, wees selfonderhoudend, bou iets wat wys jy maak saak. En tog, in die middel van al die bakstene en ambisie, gebeur daar iets baie vreemds hier. Mense verloor mekaar, al is hulle skynbaar dieselfde. Hulle praat, maar hulle verstaan mekaar nie meer nie. Hulle verloor letterlik hulself. Dis opvallend vir my hoe modern Babel voel. Ons het nog nooit soveel maniere gehad om met mekaar te kommunikeer nie. En tog voel dit party dae, of ons verder uit mekaar uitleef as ooit. Meer geraas, minder luister, meer platforms, minder begrip. Ek wonder of die evangelie nie dalk begin daar waar Babel eindig nie. Nie by mense wat probeer opklim hemel toe en selfonderhoudend is nie, maar by 'n God wat afkom aarde toe, wat deur selfvoldane mense se siele breek met sy heilige teenwoordigheid. Dis dalk op hierdie punt waar ons die sinloosheid van ons pogings om naam te maak laat vaar. Waar ons ontdek ons is reeds bekend aan God. En is dalk hier waar ons ontdek dat ons diepste vrede lê in die feit dat ons behoort aan hierdie naam bo alle ander name. Om juis in ons afhanklikheid van God te ontdek wie ons is. Miskien is die vraag van Genesis 11 nie hoe hoog en hoe ver en hoe wyd bou jy nie. Maar wat probeer jy werklik met al die bouwerk in jou lewe bereik? Hoe ervaar jy speel hierdie verhaal van Babel uit in jou geloofsreis? Hierdie verhaal in Genesis word in verbinding gebring met die kernverhaal van Pinkstertyd, met Handelinge 2 wat Jan vroeër in die week na verwys het. Hulle almal is met die Heilige Gees vervul, sê Handelinge 2, en het in ander tale begin praat, net soos wat die Heilige Gees hulle die vermoë gegee het. Pinkster was nie soos sommige sê die herstel of die omkeer van Babel nie. Nou praat ons almal skielik dieselfde taal nie, nee, juis nie. Dit was die teenoorgestelde. Dit was die seun van Babel. Ons leer in Handelinge mekaar se tale vier. Die Gees help ons om diversiteit te omarm en te leer om werklik te kan luister, om 'n stem en erkenning te gee aan 'n lewe anders as my eie. Die Gees van God kom gee juist diepte en betekenis aan ons verskille. Dis baie meer as om net 'n bietjie verdraagsaam te wees teenoor mekaar. Pinksterfees gaan daaroor om te vier wat God doen. Dis 'n fees en dit hou aangebeur dag na dag. Dit was soveel anders op hierdie Pinksterdag as op die dag toe Babel uitmekaar uitgeskeur het. Ek kan nie dink dat almal op Pinksterdag welsprekend was in al die nuwe tale nie. Die disippels het dalk hakkelend hierdie Mesopotamiese tale gepraat, so bietjie heen en weer geluister en vertel met baie geduld in die dag. En ek dink ook baie lag. Mens kan die vreugde op Pinksterdag hoor en voel. Jy ervaar die moed en die nederigheid van alle kante, bereidwilligheid om beginners te wees, om te waag, om dwaas te lyk.
en die veiligheid van eenersheid prys te gee. Dalk beteken dit vir ons om te bid vir sulke tipe nederigheid, sulke soort moed om te waag ter wille van liefde, om dwaas te wees ter wille van om te getuig oor die hoop wat in ons leef. Dalk is dit waartoe Pinksterfees ons roep, om ander se diepste realiteite in die lewe te roep en te vier. Ek dink dit is die soort selflose liefde wat die Gees van God in ons laat ontkiem. Mag ons in hierdie dae opnuut meegesleer word deur die Gees van God, deur hierdie wind, om te waai en te beweeg waar God reeds is. Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor. Gees van God, wat liefde saai, wat lewend maak. Ek kom bid dat U vandag hierdie liefde in my lewe sal kom saai, sodat oomblikke wat gewoon is heilig sal raak. Vuur van die Gees wat alles in die kosmos aan mekaar bind. Wees vandag die wind wat my in beweging bring. Ontwaak in my 'n brandende begeerte om te gaan waar U sou gaan. Gees van God, U is die kyk wat van 'n vyand 'n vriend maak. Maak die oë van my hart oop, om die gawes van die lewe raak te sien wat vandag oor my pad kom, sodat ek U in elke ontmoeting kan herken. Leer my om in dankbaarheid te groei en te reageer, en om vrygewig te wees, soos wat U vrygewig is teenoor my. Amen.